Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 11de Maart 2025 en ek groet julle almal oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. Vanoggend wil ek graag ons buitelandse kykers daaraan herinner dat ons baie buitelandse lede by SBB het en ek kry dikwels vrae van buitelandse kykers af of hulle kan deel word, of hulle kan aansluit. En die antwoord is ja, julle kan aansluit en deel raak van SBB en op daardie wyse kan julle ondersteuning aan ons as organisasie dan ook bewys. Dit gee nou ook vir jou toegang tot die ledeafdeling van ons webtuiste, sowel as deelname op 'n spesifieke WhatsApp groep en ook deel van ons repatriasie program, hoe ons in 'n tyd van nood kan kyk om ons mense weer veilig terug te kry in Suid-Afrika, sou die omstandighede dit noodsaak en lede sou wou terugkeer om betrokke te raak in 'n situasie van hulpverlening hier op die grond in 'n tyd van groot nood. So, julle is meer as welkom om deel te raak, ongeag waar in die wêreld jy woon of bly. Ons het baie ondersteuners in Amerika, Kanada, verskeie Europese lande, ek dink nou aan Duitsland spesifiek, ook Nederland, selfs in Iran is daar mense wat met ons kontak maak, Australië, Nieu-Seeland en die hele wêreld oor. So meer as welkom om aan te sluit, gaan na die webtuiste, die skakel daar en volg dit net om dan 'n lid van SBB te word, al is dit dan in 'n ondersteuningshoedanigheid. Ons sien dat Pinocchio en die Komruit nog steeds besig is om vure dood te slaan na die Trump-aankondiging. Die besoeke van AfriForum en Solidariteit oor See, Ernst Roets se gesprek met Tucker Carlson, en terwyl ons natuurlik beskuldigings heen en weer sien vlieg, word mense sleg gesê en is daar vir my 'n ontsettende toename in haat op sosiale media. Baie lelike dinge wat ander partye toegesnou word en ons sien dan ook dat vanuit eie geleedere is daar erge veroordeling van diegene wat ook maar net eintlik wil bydra en hulp wil gee waar dit moontlik is. Maar ons kritiseer te maklik en te vinnig en gee nie 'n situasie tyd om uit te speel nie. Ek kyk byvoorbeeld na Saterdag se burger en ek sien hoe Ernst Roets se poging aangeval word deur 'n ander lid hier in Suid-Afrika en ek kan amper nie glo dat daar sulke halstarrigheid kan wees soos wat ek opmerk tussen ons eie mense nie. En een dag op 'n reendag gaan dit te laat wees, gaan al hierdie dinge wat conspiracy theories is, gaan dit uitspeel, gaan dit skielik waar word, net soos wat ons gesien het, dat al die conspiracy theories van die afgelope paar jaar, onder andere die COVID, die Trump situasie en so meer, dat dit inderdaad toe die waarheid was en nie 'n conspiracy theorie nie. Nou, ons sien dan ook dat die regering van nasionale eenheid volhard met hulle beplanning van grondonteiening en ons sien ander partyleiers in die parlement prontuit verklaar dat hulle sal die grond vat ongeag wat. Hulle sal hulle nie laat voorsê deur enige iemand in die buiteland nie en in plaas daarvan om 'n versagtende manier van praat teenoor Amerika te openbaar, is hulle meer aggressief, aanvallig en inderdaad, soos Ted Cruz gesê het, lyk dit asof hulle die wig dieper wil indryf tussen Suid-Afrika
en Amerika. Natuurlik groot monde wat wil sê ons het nie Amerika nodig nie, maar intussen kan die begroting nie klop nie, werk dit nie uit nie en gaan ons waarskynlik 'n verhoging van belasting van BTW sien. Ons gaan verskeie ander verhogings sien wat niks goed uitspel vir die verbruiker nie. En ek dink die sogenaamde sondebelasting gaan ook verhoog word om op 'n een of ander manier wel by hulle belastingteikens uit te kom. Nou ja, die ondersteuning aan Palestina, Iran en dan aan China gaan voort. So ek sien nie 'n omswaai in benadering nie. Ek sien nie 'n verandering nie en ook lyk dit vir my asof die ANC nou besluit het, of kom ons sê dan die regering van nasionale eenheid besluit het om nie meer 'n afvaardiging na Washington te stuur nie. En ons sal maar sien wat dan daar gebeur. Pinocchio het egter 'n interessante stelling gemaak nou die dag. Dis asof hy wil wegbeweeg van die oënskynlike landbougrond en het hy aangekondig dat die eerste geboue wat vir onteiening geoormerk word is die onwettige besette geboue in die middestad van Johannesburg. Nou ons weet al vir jare dat die middestad van Johannesburg is eintlik heeltemal off limits. Jy gaan nie daar nie. Dis net buitelanders oral waar jy kyk. Daar is niks meer behoorlik aan die werk en aan die gang nie. En terselfdertyd, na hierdie aankondiging gemaak is, het Pinocchio skielik, het iemand hom dalk foto's gewys of het hy daardeur gery en vir die eerste keer agtergekom dat die middestad van Johannesburg eintlik 'n onbewoonbare nes is. Hy is echt geskok oor die vervalle toestand van die Johannesburgse middestad, wat vir jou weer eens sê hoe ver die regering uitvoeringheid is met dit wat op grondvlak aangaan. Dit sê ook vir my dat hulle nie eers bewus is behoorlik van hoe lyk die groeiende plakkerskampe rondom Johannesburg nie, hoe ver na die suide daar by die Grasmeer tolhek verby gaan hierdie plakkerskampe al op. En die vraag moet dan gevra word met inkomste wat afneem, met begrotings wat nie klop nie. Hoe beoog hulle om uiteindelik dienste vir hierdie mense te gee? Waar gaan hulle die befondsing vandaan kry? En vir hoe lank nog gaan hulle daardie werklose massas tevrede kan hou? Want dit is eintlik waar die groot probleem vir ons lê, is in daardie massas. Maar 'n mens kan ook vra, die ANC leierskap, in watter lande is hulle koppe? Want dit is duidelik dat dit 'n uitvoeringheid is met Suid-Afrika. So waar hulle self in die droomwêreld van hoogs ontwikkelende gebiede bevind, is dit ver verwyder van die werklikhede van die hole wat eens 'n pragtige deel van die goudstad was. En in al die stede kry ons dit. In elke dorp kry jy dat die stadsale, die munisipale infrastruktuur absoluut verwaarloos is en in duie stort. Hoe openbare swembaddens nie onderhou word nie, en dit is 'n totale prentjie van verval. Spoorwegstasies, die voorbeelde is daar, maar dit is asof die regering net die goudtrein raak sien, asof hulle net hierdie funksionere privaat inisiatiewe raak sien en dit dan projekteer as vooruitgang, terwyl 'n eens werkende, goeie werkende ekonomie en infrastruktuur nou totaal en al vernietig is. Maar hulle sien nie dit raak nie. En dis waar die groot gevaar in lê. Hulle sien ook nie die probleme van potensiële armoede, hongersnood raak nie. Hulle besef nie
dat wanneer mense honger is en hulle is dors omdat daai dienste nie meer gelewer kan word nie, dan gaan hulle kom vir die wat het. Want honger en dors mense gaan vat wat hulle nodig het om te oorleef. Ons gaan toenemende bendegroeperinge kry wat gebiede gaan begin beroof, wat vragmotors gaan plunder. Ons sien misdaad in die algemeen geweldig toeneem in Suid-Afrika. Dis eintlik al verby die punt waar mense nog oplet daarna. So ver het dit al gegaan. En dis ongelukkig ook waar dat die hoofstroom media in Suid-Afrika, wat natuurlik totaal en al beheer word, dat hulle inderdaad nog die mooi stories van hulle paar ekonome wat ook maar net skryf om hulle werk te behou, lyk dit my, en die regering tevrede te hou met dit wat hulle skryf, om 'n mooi prentjie van almal voor te hou, te sê, kyk hoe mooi gaan dit in Suid-Afrika, kyk hoe nice gaan dit in Suid-Afrika, en dan natuurlik die groot woede, omdat die Amerikaanse regering uiteindelik hulle monde oopgemaak het, want soos Ernst Roets tereg opmerk in sy gesprek met Tucker Carlson, Amerika is deels verantwoordelik vir die situasie waarin ons onsself bevind, want die stelsel soos hy nou daar uitsien, was gedeeltelik deur hulle op ons afgedwing. En daardie mislukking wat op ons afgedwing was, daai gevolge moet dan nou ook voor verantwoordelikheid geneem word. Mense, dit is waarom ons voorberei. Dit is hoekom ons sê dat daar nie meer 'n omkeer in die situasie kan wees nie. Dat wanneer dienste val, verder val, gaan almal geraak word, ongeag of jy nou in daai hoel in die middestad van Johannesburg woon en of jy in die duurste, rykste, beste landgoed in Suid-Afrika woon. Jy gaan dit ervaar. En elkeen moet binne daardie besef, moet hulle vir hulle gebeurlikheidsplanne skep. En dit is waaraan ons nou al vir 'n paar jaar werk, om daai gebeurlikheidsplanne te hê, wat as 'n soort van 'n polis moet dien. If all else fail, let's go there. As alles misluk, kom ons gaan soontoe. So kry dit vir jou 'n plek, raak betrokke, raak deel, want beter sal dit nie gaan nie. Ons het nie daardie vermoë in Suid-Afrika nie. Kyk maar die redenasie rondom Starlink, hoe hulle daaroor redeneer. Hoe kwaad is hulle nou vir Elon Musk, omdat hy nie 30% van Starlink wil afstaan, verniet weggee vir 'n BEE komponent nie. So daai lesie gaan ook begin deurkom. Bou jou eie. Skep jou eie. Jy kan dit nie net altyd verniet kry nie. Bou jou eie om daarmee na die wêreld te gaan en te sê sukses. Maar ons weet dit gebeur nie, want alles word geplunder. Alle geld wat begroot word, toegeken word aan projekte word geplunder en die projekte gaan nooit verder as 50% van voltooiing af nie. En dan staan hy stil en oor 10 jaar is dit vervalle, wat ingebou was is afgebreek of gesteel. Dit is die ware verhaal van Suid-Afrika. En dit gaan na ons toe kom. En daar's niks wat ons kan doen om dit te keer nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend terug by julle. Mooi loop.